Gisteraand ry ons so en ek sê vir Michaela, dit lyk of die Here so kwas gevat het en die lig so geverf het. Ek weet nie of julle dit gesien het nie. Dit was verskriklik mooi buite. Arolf, het jy dit gesien? En ek sê vir my vrou, ek sê, wie jy, dis asof die natuur besef en saam met ons juig oor wat Christus vir ons gedoen het. Onthou, die natuur speel so 'n belangrike rol in die skepping. As jy dink dan toe Jesus gesterf het en duister geword het en daar 'n aardbewing was op daardie oomblik, dan dink ek 2000 jaar later roep die natuur nog steeds uit aan die koning van alle konings, Jesus ons Heer. En hy het gesê, as ons dit nie gaan doen nie, gaan die klippe dit uitroep. Maar vanmôre wil ek hom aanbid, en ek wil hom loof, en ek wil hom prys, omdat hy my saligmaker is, my verlosser is, en my redder is. Halleluja. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na Lukas hoofstuk 23, en ons gaan daar saam lees vanaf vers 26. Lukas 23, in die Nuwe Testament, een van die evangelies, vanaf vers 26, en die opskrif vir my Bybel is, Jesus word gekruisig. Jesus word gekruisig. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê, vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie, huil oor julle self en julle kinders. Want daar kom dae waarin julle sal sê, hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. Nou om jou so 'n bietjie in die prentjie te bring, as jy nooit Passion of the Christ gekyk het nie, wil ek jou aanraai, gaan doen dit. Ek weet dis baie gruisam, ek weet dis baie grafies uitgebeeld, maar ek wil vir jou sê, dit kom eintlik nog steeds nie eers by hoe die werklikheid van Jesus se kruisiging was nie. Maar dit gee jou so 'n idee van wat daar gebeur. En gisterand sit ek en Michaela en ons kyk dit op 'n stadium, ek het so half gelag en sê Michaela, nee, ek kan nie kyk nie. En dan kyk 'n ou maar en skielik skiet jou oë vol trane as jy sien wat hulle als met Jesus gedoen het. En op hierdie oomblik is Jesus besig om deur die skare te beweeg op die pad van die Via Dolorosa, op pad na sy kruisiging toe, en hier's 'n groot skare hier om hom, en op daai stadium is Jesus al klaar so moeg en so uit asem. Onthou, hulle het hom met 'n kats geslaan, hierdie kats het stukkies skerp ystertjies, en soos wat hulle hom slaan, ruk dit letterlik die vleis uit sy liggaam uit. So hy bloei, hy is stikkend, hy's geslaan, hy word gespot, en hier beweeg hy, en hy kan nie eers meer die kruis op daardie oomblik self dra nie. Op hierdie pad is mense wat hom spot. Op hierdie pad is mense wat klippe en goed nog na hom toe gooi ook. Onder andere die fariseërs, die hoëpriesters, van die gewone skare wat daar was, wat hom uitjou en hom skel. En dan skielik is daar hierdie groepie vrouens. Hierdie vrouens wat hartstogtelik huil. Die ou vertaling sê, hulle het geween. Nou van ons ouer mense sal weet, ween is nie net huil nie. Ween is die diep binne in jou. Ween is hartstogtelik. As ons gaan na die Grieks, en die Engels praat hulle van they were wailing, en die Griekse woord wat hier gebruik word, is kop toe, en hierdie Griekse woord kop toe beteken om letterlik teen jou bors te slaan van hartseer en van rou. Ek weet jy of al gesien het, as iemand so seer en pyn het, dat hulle aanhoudend so op hulle borskas slaan, van dit voel of hulle die pyn nie kan hanteer nie. En dis hoe hierdie vrouens geween het, dis hoe hulle gehuil het, hulle het gekop toe hulle sien wat met Jesus gebeur. Nou, op daai stadium sal 'n mens dink,
dat tussen al hierdie skare mense wat Jesus spot en hom uit jou, Jesus eintlik bietjie hierdie sou waardeer het van hierdie vrouens wat ween oor wat met hom gebeur. Nou sommige kommentare sê dat hierdie vrouens was gehuur, want in die Bybelse tyd het dit so gewerk, dat by 'n begrafnis is mense betaal om te rou. So as jy nou nie baie mense het wat van jou hou nie, dan betaal jy nou gou 'n paar ouens, en as jy die dag sterf, kry jy hulle, en hulle kom huil, dat dit lyk of jy die wonderlikste mens op aarde was. Klink vir my na 'n plan, hoor. As julle dink daaraan, skryf dit in julle testamente, hoor. Maar dis regtig hoe dit in die Bybelse tyd gewerk het. Hulle het mense betaal om te rou. En van die kommentare reken dat hierdie vrouens betaal was om te ween. Maar hoor mooi, dis nie waar nie, want Jesus ken die mense hart. En hy sou op daardie oomblik geweet het as hulle hygelaars was en as hulle dit nie opreg bedoel het nie, maar hierdie vrouens het werklik opreg geween oor Jesus. En wanneer ek en jy kyk na wat met Jesus gebeur het, wanneer ons 'n film soos Passion of the Christ kyk, wanneer ons dalk deur die kruisstasies beweeg en bietjie 'n beeld vorm van wat gebeur het, kan ek en jy nie anders as om 'n traan in ons oog te kry nie. Ons kan nie anders as om emosioneel te raak nie. Inteendeel, as dit jou nie raak nie, gaan ek snaaks dink. Dink ek is daar 'n bietjie fout. Party manne sal dalk so skelm nou die traantjies wegpik, maar dit gaan jou raak. En dis wat hier gebeur het. Hierdie vrouens was emosioneel, hulle het gerou, hulle het geween. Maar tog kom Jesus. En Jesus sê vir hulle, moenie oor my ween nie. Ween oor jouself en oor jou kinders. Wat het Jesus hier bedoel? Jesus het eintlik vir hulle kom sê dat wat ek vandag doen, doen ek vir jou. Hierdie pad wat ek vandag stap, hierdie lyding wat ek stap, hierdie lyding wat ek verduur, hierdie marteling wat ek verduur, dit wat ek op die kruis gaan verduur, dit doen ek vir jou. Sodat jy oor jouself kan ween, sodat jy oor jou sonde kan ween, sodat daar 'n hartseer en 'n afkeer oor die sonde in jou lewe kan wees. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy ween en huil oor wat met Jesus gebeur het, maar daar kom nie 'n hartseer en 'n ween en 'n kop toe in jou binneste oor jou lewe en oor jou sonde nie, het jy nog nie op 'n plek gekom waar jy jou hart vir Jesus geen weergebore is nie. Mag jy vanmôre uit hierdie diens uitstap en mag jy op 'n plek kom wat jy hartseer raak, wat jy ween oor jouself, wat jy ween oor jou lewe, wat jy sê, Jesus, U het vir my die prys betaal, ek kan nie anders vanmôre as om my lewe vir U terug te gee, en te sê, hier is dit, Here, ek maak klaar met die ou sondige natuur, ek maak klaar met my ou lewe, want die woord sê in 2 Korintiërs 5 vers 17, die nuwe het gekom, jy's 'n nuwe skepsel, die ou dinge is verby. My vraag vanmôre aan jou is, het jy al oor jouself geween? Daar waar jy sit vir 'n oomblik, antwoord dit vir jouself. Het jy al oor jouself en jou eie lewe so geween, dat jy op jou bors slaan en sê, Here, ek kan nie so aangaan nie, ek is op 'n verkeerde pad, ek het U nodig. Het jy al geween oor jou kinders? Het jy al geween oor jou familie, wat dalk nie die Here dien nie, wat nog nie by Jesus uitgekom het nie? Want wanneer jy op 'n plek kom wat jy kop toe, en huil en rou, en jouself voor God verneder, dan kom Jesus en hy maak jou vry. Hoor wat sê Jakobus 4 vanaf vers 8. Hy sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande sondaars en reinig julle harte hygelaars. Bekla julle ellende, treur en huil. Dis dieselfde woord, kop toe, Grieks. Laat julle vrolikheid in rou verander en julle blydskap in droefheid. Onderwerp julle in nederigheid voor die Here en hy sal julle verhoog. Maar ons kan soms so arrogant wees om te dink, ek is so wonderlik en so oulik.
Ek het nie nodig om op daai plek te kom nie. Maar Jesus sê vanmôre, as jy weet, as jy voor my huil, as jy jouself voor my verneder, en jouself voor my verootmoedig, kom ek, en ek tel jou op. Ek red jou, ek reinig jou, ek maak jou regverdig, en ek stel jou as my kind, wat aan my behoort deur my bloed. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik wat die kruis van Golgotha vanmôre vir my en vir jou en vir die wêreld daar buite kom doen het nie? Dis my deel, die verlossing is my deel, die redding is my deel. Maar ek moet vanmôre kom en sê, Here, hier is ek. Ek is niks. Here, ek kan myself nie red nie. Here, ek kan myself nie reinig nie. Ek kan myself vanmôre nie regverdig nie. Maar alleenlik die bloed van die lam, Jesus Christus, en deur die kruis van Golgotha. Daar's 'n ou lied wat ons gesing het, through the blood, into thy presence, holy before thee I stand. Dis slegs deur sy bloed, wat ek in sy teenwoordigheid vanmôre kan inbeweeg. En ek wil hê dat jy daar vir 'n oomblik gaan sit, terwyl Annelies hulle sommer vir ons rustig musiek daar agter speel. Net jou oë vir 'n oomblik gaan sluit. Voor ons na 'n dans gaan kyk en daarna saam aan die tafel gaan sit, wil ek jy moet vir 'n oomblik jou oë sluit en sê, Here, U ken my vanmôre. U ken my binneste. U weet wat nie van U af is vanmôre nie. Here, vanmôre wil ek oor myself kom weet. Wanneer ek die beeld van U aan die kruis sien, wanneer ek die beeld sien van U wat daar die weg van die Via Dolorosa stap, besef ek vanmôre dat elke hou wat gekap is, vir my gekap is. Elke spyker wat deurboor is, vir my deurboor is. Elke gesel en kats wat geslaan is, vir my geslaan is. Elke bloeddruppel wat gevloei het, vir my gevloei het. Die liggaam wat verbrysel is, vir my verbrysel is. Sodat ek vanmôre gered kan wees, rein kan wees, vry kan wees, en Jesus vir U kan lewe. Maar vanmôre wil ek oor myself kom weet, myself voor U verootmoedig. Sê, Here, hier is ek. Dankie dat U my reinig, my vry maak met die kosbare bloed. Miskien is daar bitterheid en onvergifnis wat tussen jou en iemand staan. Miskien is daar seer, miskien is dit sonde, wat dit mag wees vanmôre. Wil ek jy moet dit vir Here gee en sê, Here, ek ween vanmôre oor dit. Terwyl jou oë gesluit is, as jy wil staan voor die Here en jy wil daar die stap van geloof neem vanmôre, om daar waar jy is op te staan en jou arms uit te strek vanmôre te sê, Jesus, hier is ek. Dankie, Here. Sien my raak vanmôre. Dankie, Jesus. Vir elkeen wat nou voor U staan vanmôre. Dankie, my koning. Al die lof, al die eer en die aanbidding kom U toe vanmôre, Jesus. Dankie dat U nou met die kosbare bloed kom en dat U reinig, dat U heilig en dat U regverdig, Jesus. Dankie dat U ons vry maak van dit wat ons bind. Deur die kosbare bloed van Jesus Christus, ons koning. Ek wil hê jy wat staan, dat jy net in jou eie woorde sal sê, dankie Jesus, vir U liggaam wat vir my verbrysel is, en die bloed wat vir my gestort is, die prys wat vir my betaal is, die offer wat vir my gebring is. Dankie vir dit, Here. Dankie Jesus. Halleluja. Baie dankie. U kan die sitplek neem, Jaco, jy kan maar vir Lilian kry. Ons gaan kyk na 'n dansitem en dan as dit klaar is, sal ons dan ook met die nagmaal aangaan. Baie dankie, Jaco.
confusion's my companion, and despair holds me for ransom, I will feel no fear. I know that you are. Julle moet hom net van die begin af begin. When confusion's my companion, and despair holds me for ransom, I will feel no fear. I know that you are near. When caught deep in the valley, with chaos for my company, I find my comfort here. 'Cause I know that you are near. My help comes from you. You're right here pulling me through. You carry my weakness, my sickness, my brokenness, all on your shoulders. Your shoulders. My help comes from you. You are my rest, my rescue. I don't have to see to believe that you're lifting me up on your shoulders. Your shoulders. You mend what once was shattered, and you turn my tears to laughter. Your forgiveness is my fortress. Oh, your mercy is relentless. My help comes from you. You're right here pulling me through. You carry my weakness, my sickness, my brokenness, all on your shoulders. Your shoulders. My help comes from you. You are my rest, my rescue. I don't have to see to believe that you're lifting me up on your shoulders. Your shoulders. My help is from you. Don't have to see it to believe it. My help is from you. Don't have to see it 'cause I know it's true. Help is from you. Don't have to see it to believe it. My help is from you. Don't have to see it 'cause I know it's true. My help comes from you. You're right here pulling me through. You carry my weakness, my sickness, my brokenness, all on your shoulders. Your shoulders. My help comes from you. You are my rest, my rescue. No, I don't have to see to believe that you're lifting me up on your shoulders. Your shoulders. My help is from you. Don't have to see to believe it. My help is from you. Don't have to see it 'cause I know it's true. Help is from you. Don't have to see it to believe it. My help is from you. Don't have to see it 'cause I know it's true. Help is from you. Don't have to see it to believe it. My help is from you. Don't have to see it 'cause I know it's true. Help is from you. Don't have to see it to believe it. My help is from you. Don't have to see it 'cause I know it's true. Dankie Lillian, dit was besonder en dit pas so mooi by die boodskap in vanmôre om te sê ek kan nie sonder die Here nie. Ek kan nie sonder hom nie. My hulp kom van hom af. Ek gaan vra dat die orkes so lank na vore gaan kom en hulle plekke gaan inneem
En ek gaan vir ons die nagmaalsformulier doen. Ons gaan dit vanmôre so 'n bietjie anders doen as wat ons dit gewoonlik doen. En ek wil jou vanmôre uitnooi. Hier gaan nie mense wees wat fisies die nagmaal gaan bedien nie. Jy gaan na vore kom as die hoof van jou gesin, of jy man of vrou is, en jy gaan vir jou gesin nagmaal bedien vanmôre. Maar ek wil vra, hier's mense wat alleen is, wat dalk nie deel is van 'n gesin of 'n familie nie. En ek wil hê jy moet om jou kyk, want dis wat dit is om kerk te wees, en dis wat dit is om liggaam van Christus te wees. En ek wil hê jy moet om jou kyk, en as daar iemand alleen is, vat hulle en maak hulle deel van jou familie, maak hulle deel van jou gesin, en bedien mekaar met die nagmaal, soos wat Christus dit wil hê. Want dis wat dit is om kerk te wees. In die nag, waarin die Here Jesus verraai is, het hy die brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek. Hy sê, hierdie is my liggaam wat vir julle gebreek en vir julle verbrysel is. Doen dit tot my gedagtenis. Net so het hy ook die beker geneem, gesê, hierdie is my bloed, wat die nuwe verbond verseël. En elke keer wanneer julle daaruit drink, doen julle dit tot my gedagtenis. Hierdie is nie die tafel van 'n kerk, van 'n denominasie, van die AGS nie. Hierdie is vanmôre die tafel van die Here. Hy het hierdie nagmaalsete ingestel, die laaste ete wat hy saam met sy disippels gehad het op die vooraand van die kruisiging, toe hy ook hulle voete gewas het en diensbaarheid betoon het. En hy gesê het, elke keer wanneer julle van hierdie brood eet en van hierdie wyn drink, verkondig julle my dood totdat ek weer kom. Daarom is jy weergebore vanmôre is deur die bloed van Jesus. Jy's 'n gelowige, maak nie saak wat jou kerkagtergrond is nie, nooi ek jou vanmôre om saam met ons as die liggaam van Christus aan hierdie tafel te kom sit en deel te neem en te kom herdenk dit wat Christus vir ons aan die kruis kom doen het. Wat 'n voorreg is dit om op hierdie goeie Vrydag te kan sê, Here, dankie dat deur u liggaam wat vir my verbrysel is, u liggaam wat vir my deurboor is, daar vir my genesing vanmôre is na gees, siel en liggaam. Deur u bloed ek versoen kan wees met God die Vader. Die voorhangsel is geskeur en ek en jy het vanmôre vrye toegang tot ons hemelse Vader deur Jesus Christus. Is dit nie wonderlik vanmôre nie? Ek en jy hoef nie na priester toe te gaan nie. Ons hoef nie iewers deur 'n persoon te gaan nie. Daar waar ek is, in die naam van Jesus Christus, want dis hy wat die prys betaal het, dis hy wat die offer gebring het, dis hy wat die lyding op hom geneem het, en daarom kan ons deur hom na die Vader toe gaan en in sy voete gaan sit vanmôre. Terwyl ons hierdie lied vanmôre gaan sing, wil ek jou uitnooi, kom breek 'n stukkie brood af. Maar nou nie die hele brood vat nie, los van die ander ook. So breek 'n stukkie af vir jou gesin en dalk vir die mense wat saam met jou gaan wees. Vat kelkies, as die hele gesin wil saamkom, is jy welkom, en kry 'n plekkie of gaan terug na jou sitplek toe. Maar ek vra weer mooi, kyk om jou, wie's dalk alleen vanmôre, maak hulle deel, want dis waaroor kerk gaan vanmôre. En ons gaan saam hierdie fees vier. Kom ons sit so en ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg vanmôre om aan hierdie tafel te kom sit. Wat 'n voorreg vanmôre om mekaar te kan bedien met die brood en die wyn, die simbool van u liggaam wat vir ons deurboor is, u bloed wat vir ons gestort is, sodat ons een met die Vader kan wees. Dis my gebed vanmôre dat u deur die Heilige Gees nou sal kom, deur die salwing van die Gees, en in ons harte sal kom werk en opnuut 'n belewenis, opnuut 'n openbaring van wat u vir ons aan die kruis kom doen het, Here, sal beleef. Dat ons harte en ons gees sal oopmaak en ontvanklik maak vir dit wat u wil doen vanmôre. En ons eer u daarvoor, Jesus. Amen. Ek gaan ook vra, Reinier, as jy kan, en Hendrik, wil julle nie vir my dalk hier bo kom staan as daar mensies is wat moeilik by die trappe opkom, dan kan julle dalk ook net help en vir hulle aangee. Julle kan so weerskant te staan. En dan gaan ek u uitnooi, ons gaan 'n lied sing. Jy is welkom om die lied saam met ons te sing, en terwyl ons hierdie lied bedien, kan ons hierdie, ekskuus, daar's my klank af.
As hierdie lied sing, is jy welkom om te beweeg en mekaar te bedien met die nagmaal, soos wat die Here dit ook op die hart lê. Let's have a meal. Let me reveal who I am. I'm your Savior. I will kneel down, wash all the sin from your soul. I'm your servant. I am all you need. The Lamb that was slain, and my blood washes you clean. I'm the pure sacrifice. Let my life give you life. I am the bread given for every man. I sustain you. Drink from the cup. It is my blood shed for all. I'm redemption. I am all you need. I have everything. I'm the Lamb that was slain, and my blood washes you clean. I'm the pure sacrifice. Let my life give you life. We cry worthy, we cry worthy, we cry worthy is the Lamb of God. We cry worthy, we cry worthy, we cry worthy is the Lamb of God. We cry worthy, we cry worthy, we cry worthy is the Lamb of God. For we cry worthy, we cry worthy, we cry worthy is the Lamb of God. I'm the Lamb that was slain, and my blood washes you clean. I'm the pure sacrifice. Let my life give you life. You're the Lamb that was slain, and your blood washes us clean. You're the pure sacrifice. Let your life give us life. We cry worthy, we cry worthy, we cry worthy is the Lamb of God. We cry worthy, we cry worthy, we cry worthy is the Lamb of God. We cry worthy, we cry worthy, we cry worthy is the Lamb of God. For we cry worthy, we cry worthy, we cry worthy is the Lamb of God. I'm the Lamb that was slain, and my blood washes you clean. I'm the pure sacrifice. Let my life
the Lamb. You're the Lamb that was slain. And your blood washes us clean. You're the pure sacrifice. Let your life give us life. Sing it saam met ons. You're the Lamb that was slain. And your blood washes us clean. You're the pure sacrifice. Let your life give us life. You're the Lamb of God. Oh, we give you praise. We exalt your name, Jesus. Dankie Jesus dat u die prys vir my betaal het. Dankie dat u liggaam vir my verbrysel is en die bloed vir my gevloei het vanmôre. Sodat ek vrygespreek kan wees, losgekoop kan wees, kind van God kan wees, aan u kan behoort. Ons eer u, ons aanbid u daarvoor. In Jesus naam, halleluja. Amen en amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het op ons regstreekse uitsending. Indien jy enige vrae of gebedsversoeke het, is jy welkom om die volgende nommers op hierdie skerm te kontak. Ons wil jou graag bedien in hierdie tyd na die beste van ons vermoë. Jy is ook welkom om te saai in hierdie bediening op die volgende maniere, deur middel van SnapScan of EFT. Ons waardeer elke bydrae en spreek die Here se rykste seën uit oor jou en jou gesin.